Goeiedag en welkom terug by Frans jou vraag. Op hierdie episode gaan ons vrae oor Orania hanteer, maar ek wil julle natuurlik herinner, as julle hierdie program geniet, as julle van die vrae en van die antwoorde hou, ondersteun ons. Ondersteun deur in te teken op ons YouTube, gee vir ons 'n opduimpie, gee ons 'n like en skryf iets in die kommentaar, nie net jou vrae nie, maar stuur ook algemene opmerkings oor Orania. Hallo? Joost, Ja? doen jy vra jou vraag? Ja. Wel, dit is my program. Ek dink jy moet maar eerder uitkom. Welkom by Vra jou vraag. Nou hierdie is al episode 18 van Vra jou vraag. En met elke liewe episode wat opgeneem word, is daar een vraag wat by verre die heel meeste gevra word. Nou kan jy raai wat daardie vraag is. Dit is gewoonlik iets in die lyn van, ek wil graag na Orania toe trek, wat moet ek doen? Nou ek het besluit dat ek met hierdie episode nie daardie vraag weer gaan beantwoord nie, want ek voel dat ons gereelde kykers alreeds die antwoord op hierdie vraag ken. So hier is hoe dit gaan werk. Vir elkeen wat in Orania wil kom bly, maar nie weet wat die proses is om dit te kan doen nie, vra gerus daardie vraag in die kommentaar afdeling onderaan hierdie video. Die res van julle wat die antwoord op hierdie vraag ken, help my dan om dit te beantwoord. Dit sal ons sommer ook 'n goeie toets wees om te sien wie tot dusver goed opgelet het. Wat moet ek doen om in Orania te kan kom bly? Ek kyk uit vir julle antwoorde in die kommentaar afdeling. Onthou, hou hierdie leidraad in gedagte. Arno Pinaar uit Namibië. As die Wes-Kaap onafhanklik raak, is dit beter vir Orania of slegter as julle eendag onafhanklik wil raak? Wes-Kaap se onafhanklikheid is 'n interessante gesprek om te hê. Kom ons som net gou eers op en vergelyk van Orania se uitgangspunte. Wat is Orania se hoofdoel? Dit is Afrikaner vryheid, of in 'n ander sin, Afrikaner onafhanklikheid. In Orania bou ons 'n vrye toekoms spesifiek vir ons mense. Oraniërs is van die oortuiging dat Suid-Afrika 'n gemeenskap van gemeenskappe is en dat mense vir hulle eie verantwoordelikheid moet neem. Niemand kom om jou te red nie. Jy moet self jou moue oprol en jouself red. En deur genade van bo is dit wat ons hiermee besig is. Daarom ondersteun Orania in beginsel ook ander vorms van selfbeskikking in Suid-Afrika. Dit is 'n teken van mense wat onder Suid-Afrika se sentralistiese bedeling wil uitbeweeg. Mense wat soos Oraniërs in 'n plaaslike regeringsstelsel bo die magshondersentralisme van die ANC glo. Ons mense werk nie met die woord mag nie. Jy het nie mag wat jy kan uitoefen nie, maar eerder het jy 'n verantwoordelikheid wat jy moet nakom. En hoe meer daardie verantwoordelikheid na onder afgewentel kan word, hoe beter. Dis werk Orania graag saam met ander onafhanlikheidsinstellings. Ons hou van mense wat oor onafhanklikheid dink en hulle self daarvoor beywer. Mense wat toekomsgerig is en aan oplossings werk eerder as om 'n slagoffer van hulle omstandighede te word. So ek is seker dat julle die vergelykings, maar ook die verskille tussen Orania en iets soos die Wes-Kaapse onafhanklikheid raak sien. Beide is besig met 'n onafhanklikheidstrewe, maar in Orania werk ons eerstens na Afrikaner vryheid en kulturele selfbeskikking. Natuurlik kan ons met mekaar saamwerk, maar ons mense kom vir ons altyd eerste. En ons hoef nie skaam te wees om dit te sê nie. Inteendeel, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons eie mense. Jakob uit Nieu-Seeland. As 'n nie-Afrikaner met 'n Afrikaner trou, sou hulle uit die huwelik in Orania kan woon. Hierdie vraag is 'n vraag wat ons al te gereeld op Orania ontvang. Orania kommunikeer gereeld, baie duidelik en skaamteloos dat hierdie 'n Afrikaner gemeenskap is. Dit is 'n gemeenskap van Afrikaners, vir Afrikaners, deur Afrikaners. Dit is slegs Afrikaners wat aan hierdie gemeenskap bou. Dit is slegs Afrikaners wat hulle tyd en moeite hier spandeer om hulpbronne bymekaar te maak en vir hulself 'n toekoms hier te vestig. 'n Persoon wat nie 'n Afrikaner is nie, maar op Orania wil kom vestig, mis miskien die hele punt van hierdie inisiatief. So daarom sal 'n mens se eerste vraag aan so 'n persoon altyd wees: waarom wil jy op Orania kom vestig? Is dit miskien vir veiligheid? Of miskien vir die netheid van ons gemeenskap, miskien vir ekonomiese geleenthede, of wil jy ook 'n groot deel van jou lewe aanwend tot Afrikaner vryheid? Onthou, Orania is nie net nog 'n dorp nie. Orania is 'n Afrikaner vryheidsinisiatief. Die vraag is nie soveel wie in Orania mag bly nie, maar eerder wie opreg deel wil wees van die Afrikaner vryheidspoging en of die gemeenskap gemaklik is met daardie betrokkenheid.
Dit is net so bietjie konteks vir hierdie vraag, want dit is baie belangrik dat enigiemand wat in Orania wil kom bly, duidelik verstaan wat Orania is. Om jou vraag in praktiese terme te beantwoord, elke individu wat in Orania wil vestig, moet individueel aansoek doen om verblyfreg. Wie mag en wie nie in Orania mag bly nie, is nie iets wat ek vooraf hier kan besluit nie. Elke persoon wat in Orania wil bly, moet deur die onafhanklike verblyfregproses gaan. Niemand se aansoeke word geweier nie. Dus, as jy werklik Orania as 'n oplossing ernstig oorweeg, doen aansoek. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Trudy van Rensburg uit Witbank. Ek wil baie graag weet wat julle gaan doen sou 'n skare soos die EFF op Orania toesak. Ek is baie bekommerd daaroor. Ek wil met my hele hart glo dat daar wel iets in plek is, sou so iets gebeur. Baie sterkte en baie trots op julle. Hierdie is altyd vir my 'n lekker tipe boodskap om te ontvang. En soveel as wat ek persone oor Orania se veiligheid wil gerus-stel, net so dankbaar is ek dat ons mense van reg oor die wêreld oor Orania bekommerd is en bereid is om te kan help waar hulle kan. Baie dankie aan elkeen van julle. Al kan jy miskien nog nie in Orania bly nie, ons sien en voel julle ondersteuning. Om 'n wat as vraag te beantwoord is nie altyd maklik nie, want 'n mens kan enige gevaar vir Orania uitdink en dan 'n volmaakte ideale strategie verwag. Wat as die EFF in massas opdaag om julle aan te val? Wat as Eskom net julle krag afsit? Wat as die Van der Kloof dam wil breek en julle verspoel? Wat as die regering die paaie in en uit Orania sommer net toemaak? 'n Mens kan honderde sulke scenario's uitdink en dan verwag dat Oraniërs vir elkeen gereed behoort te wees. Maar Oraniërs lewe nie in 'n toestand van konstante paranoia nie. Nee, ons is gelukkig en bou opgewonde aan die toekoms. Ons is egter ook nie naïef en blind vir politieke onstuimighede en potensiële gevare nie. So om jou vraag kortliks te beantwoord, ja, natuurlik is daar dinge in plek om ons gemeenskap in hierdie tipe gevalle te beskerm. Maar buiten vir die protokolle en veiligheidsstelsels wat bestaan om op so 'n situasie te reageer, tree Orania eerstens voorkomend op om enige iets van die aard te vermy. Ons gebruik slegs Afrikaner arbeid in Orania. Nou wat beteken dit? Wel, dit beteken dat Afrikaners 'n meerderheid is in Orania. In ons onmiddellike omgewing is ons omring deur mekaar. Dit maak ons alreeds veiliger as mense wat 'n minderheid in hulle eie gebied is. Ook is Orania ver van alles af. Dit is moeilik vir mense om na Orania toe te kom en dit is nog moeiliker en besonder duur om in massas te organiseer met busse en toerusting en wat ook al en dan al die pad na Orania toe te moet ry. Dit is duur en ongemaklik. Dit verg baie logistiek en dit verwyder jou ook van jou ondersteuningsnetwerke. Om nie eers te sê dat Orania van jou bewus gaan wees nog lank voordat jy aankom nie. Jy sal ook nooit sien dat Orania instellings soos die EFF of ander radikales uitdaag nie. Ons is bouers, nie brekers nie. Oraniërs het nie tyd vir allerhande mediagevegte en oorlogspraatjies soos hierdie ekstreme partye nie. Ons start nie en ons spot nie. Ons bou. As hulle weksdae wil afvat om in die straat te stap en lawaai te maak, dan moet hulle maar daarmee aangaan. Ons gaan hulle nie die verdere aandag gee wat hulle so graag wil hê nie. Op die einde van die dag kan 'n mens 'n wat as vraag op elkeen van hierdie antwoorde uitdink. Maar die antwoord op jou vraag is ja, ons het dinge in plek om onsself te beskerm. Ons vertroue is nie eerstens op ons mense of ons sisteme nie, maar op die genade van ons hemelse Vader. As hy ons nie beskerm nie, dan is enigiets wat ons probeer doen totaal nutteloos. Jan Dirk Rabie uit die Wes-Kaap. Hoekom is Orania se YouTube-kanaal nie gemonetiseer nie? Ek is seker julle kan die geldjie wat julle maak op YouTube gebruik om Orania te bevorder. Vir die wat miskien nie weet nie, monetisering, wat miskien so 'n bietjie van 'n anglisisme is kort 'n beter woord hiervoor. Monetisering op YouTube beteken dat 'n kanaal geld kan verdien deurdat advertensies wat saam met sy video's vertoon word. So elke keer as iemand na 'n video kyk of op 'n advertensie klik, bring dit 'n bietjie inkomste in. Nou dit is glad nie groot geld nie, maar as genoeg mense kyk en betrokke raak, kan dit mettertyd nogal bydra. Die Orania Beweging se kanaal is egter nie gemonetiseer nie, want die hoofdoel van die Orania Beweging se YouTube kanaal was nog nooit om geld te maak nie. Ons fokus is om ons boodskap uit te dra en mense betrokke te kry by die groter ideaal van Afrikanervryheid. YouTube gee vir ons 'n platform om stories te vertel, idees te deel en meer mense bewus te maak van wat hier in Orania aangaan. Monetisering en ekstra inkomste op hierdie platform
was maar nog altyd net 'n tweede gedagte. Met dit gesê, is ons wel besig om die kanaal te monetiseer. Nie omdat ons nou ewe skielik geldgierig geraak het nie, maar omdat dit vir ons 'n slim manier is om ekstra ondersteuning te kry, sonder dat mense noodwendig uit hulle eie sakke hoef te gee. Deur eenvoudig net ons video's te kyk, of deur in te teken op ons kanaal, of deur 'n kommentaar te laat in die kommentaarafdeling, of deur op enige van hierdie maniere betrokke te wees, help jy alreeds baie meer as wat jy dink. Ons is daarom baie dankbaar vir elke nuwe intekenaar, elke duimpie en elke keer wat iemand 'n video deel. Dit is sulke eenvoudige aksies wat help om die groter saak te ondersteun. Dankie vir jou betrokkenheid en hou gerus aan kyk, deel en inteken. Dit bring ons op die einde van episode 18 van Vra jou vraag. Onthou, as jy enige vrae het vir hierdie program, stuur dit gerus na die skakel in die beskrywing onderaan hierdie video. Tot volgende keer.